naweek so 'n bietjie weg na 'n konferensie toe. En ons het daar ongelooflike ding sien gebeur. Met die salwing van die Gees wat opgedaag het in sekere oomblikke. En my gebed is vanoggend dat ons selfs daarvan sal beleef. Dat ons vanoggend iets van die Gees sal ervaar, 'n dieper dimensie. Ek het so 'n paar jaar terug in die COVID-tyd val die Here my na 'n gesin toe en al wat ek ervaar is, ek moet vir die gesinnetjie gaan bid, maar die vorige dag preek ek oor die opstanding van die Here en ek preek oor dat ons kan bid vir die siekes, ons kan bid vir die dooies om op te staan. En ek kom by die gesin aan en die dogter vra vir my, sy sê Pieter, my pa is gister oorlede. Of ek nie gaan bid dat hy opstaan nie. En dan sit ek daar en ek dink, maar Here, stuur iemand anders. Ek is nie opgewasse vir hierdie nie. En ek kry die gedagte, maar dis jy wat moet gaan. Dis jy wat moet gaan. En ek besluit toe, ek gaan in die kar klim en ry, en ek sta in die kar, en ek so pad na die mortuary toe. En toe ek al aankom, stap ek in die deur van Afbop, en ek stap in en ek vra vir die dame wat voorsit, ek sê, hoorie, is die man nog hier? En sy sê, hoorie, hulle het hom nou net gevat na die plek toe waar hy veras gaan word. Maar binne in my maak het so. En ek dink, Here, asseblief, laat die man opstaan vandag. Ek klim in die kar en ek ry, en ek nie idee wat om te doen nie. Nie idee nie. En ek onthou al wat ek bid, terwyl ek ry is, ek bid net, Heilige Gees, vul my, vul my, vul my. Heilige Gees, gee vir my meer, en meer, en meer. En soos wat ek bestuur, op 'n stadium voel dit, of ek hierdie warm koeltjies in my hande vashou. Ek sukkel om die stuurwiel vasthou, want daar's so teenwoordigheid in die kar. En in die tyd wat ek by die begrafplaas aankom, waar die verrassingsdiens en so aan is daar so teenwoordigheid in die kar, dat ek vas oortuig is, hierdie man gaan vandag opstaan uit die doodheid. Want ek ervaar, daar's 'n groter deel van die Gees, daar's 'n dieper deel van die Gees. En ek klim uit, dan stap ek in by die plek waar hulle die verrassing doen. En ek vra vir die ou, ek sê, hoorie, is hy nog hier? Of waar is hy? En ek het so verwagting in my hart, van dit wat die Gees gaan kom doen. Ek het so verwagting, ek sien al in my gees, hoe hierdie man hierdie getuienis gaan lewer. En hy sê toe vir my, hoor ek is so jammer, ons het hom nou net veras. En my gees was gebreek, maar ek was opgewonde vir hom, want ek weet waarheen hy gaan. Maar ek het daai dag besef, daar's 'n groter deel, 'n dieper deel van die Gees, wat ons baie keer mis, en ek het tot daar, ek het nog nie weer daai deel van die Gees beleef nie, maar ek het hierdie verwagting, dat ons in die meer gaan instap in die tyd wat kom, dat ons daai meer van die Here gaan beleef, daai dieper dimensie van die Gees, waar ons stap met die expectation van 'n God wat gaan opdaag, van 'n God wat radikaal gaan ingryp in mense se lewens en huwelike herstel, waar mense gesê het, maar hierdie kan nie herstel nie. Waar hy kinders weer gaan terugbring na vaders toe, kinders gaan terugbring na ouers toe, waar hulle gedink het, maar hierdie situasie kan nie werk nie. Ek het die verwagting in my gees, dat ons mense gaan sien gesond word. Of selfs die mediese gesê het, maar al wie jou nou kan help, is die Here. En laat ek vir jou sê, ons sien dit gebeur. In die afgelope ruk het ons so baie mense sien gesond word van kanker. Bonatuurlik. Maar net soos wat ons glo vir kanker, glo ons vir huwelike. Net soos wat ons glo vir huwelike, glo ons vir verhoudinge, glo ons vir ons skole, glo ons vir ons dorp. Ek het hierdie prentjie, my gedagtes van ongelowiges wat verby die gemeente ry.
teenwoordigheid van die Gees so sterk hang op hierdie plek en in ons huise, by julle as gesinne, as paartjies, as individue, dat wanneer mense verbyry, dat hulle die teenwoordigheid van die Gees sal ervaar en sal weet, maar hierdie God wil ek hê, dat hulle daai hongerte sal kry. So ek wil vir ons saam bid, en ek wil vanoggend bid vir die onmoontlike. Ek weet, baie van ons sit met teleurstelling, baie van ons sit met goed in ons hart, waarvoor ons bid en waarvoor ons hoop, en dit lyk nie moontlik nie, maar dit wat vir mens onmoontlik is moontlik by God. En ons 'n groter deel van die Gees, wat ek glo vandag ook geopenbaar gaan word. So kom ons bid saam, daar weer staan, kom ons bid saam. Vader, dankie. Dankie Heilige Gees, dat U hier is vanoggend. Dankie Heilige Gees, dat ons vanoggend meer van U kan inneem, meer van U kan drink as ooit van tevore, en ons vra vanoggend, Here, vir 'n salwing van die Gees. Ons vra vanoggend, Here, vir daai koeltjies van die Gees om in ons hande aan die brand gesteek te word. Ons vra vanoggend, Here, dat U elke persoon sal aanraak wat sit met kanker of nierstene of wat ook al dit mag wees. In die naam van Jesus Christus sê ons liggaam word gesond. En net so, Here, kom bid ons vir elke huwelik wat op hierdie stadium op 'n plek van striweling staan. In die naam van Jesus Christus vra ons dat U nou elke leuen sal uittrek by die wortel, sal vervang met waarheid, sal vervang met liefde. En dankie daarvoor, Heilige Gees. Dankie dat U bonatuurlike strategieë kom gee waar dit nodig is. Dankie dat U selfs familielyne in die Gees kan kom verander, om vir U aanneemlik en goed te wees. Dankie dat U ons vanoggend weer intrek in die koninkryk in. Ons is so lief, Here. Dankie dat U hier is. Dankie dat U hier is. Ons is so lief, Vader, Papa. Ons is so lief. Kom ons dan bid die Here met 'n laaste lied. Ja. Ag, ons na die woord te gaan. Kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, steek daar oor ons neer. Kom Heilige Kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, en daar oor ons neer. Ons wag op U en ons vra vir ons Kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, en daar oor ons neer. Vul ons met die krag, vul ons met die hart, vul ons nou. Bruikbaar en gereed, staan ons voor die Heer, stuur ons nou. Vul ons met die krag, vul ons met die hart, vul
bruikbaar en gereed, staan ons voor die Heer, stuur ons nou. Kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, en dra oor ons heen. Kom Heilige Gees, en dra oor ons Dankie Here vir hierdie oggend. Dankie Heilige Gees dat U hier is. Dankie vir U woord vanoggend Here. Ons gee vir U die eer daarvoor. U is 'n goeie God en ons het U so lief. Dankie vir elke openbaring uit U woord. Dankie vir elke aanraking vanoggend, elke veranderde hart, veranderde lewe. Here, ons eer U, ons eer U, ons eer U. En almal sê saam. Amen. Amen. Dis welkom om 'n sitplek in te neem. Dankie Pieter, dankie vir julle. Ek moet sê, ek raak so opgewonde. En een van die dae gaan ons hopelik so 'n bietjie meer sing ook nog, maar ek is so opgewonde oor alles waarmee die Here besig is. Ons het, so gesê, ons het die laaste ruk regtig 'n klomp ongelooflike goed beleef. En ek wil vir jou vra, as ons in die vakansietyd ingaan, net omdat ons nie koningskinders het nie, bly opdaag met jou kinders. Dis vir ons lekker dat daar kinders in die diens is, al kruip hulle hier onder deur en trek dalk aan iemand se broek, maak iemand se vet, dis okay. Ons is baie lieve kinders in die diens ook, so ons opgewonde daaroor. En dankie weer vir almal wat vir ons saam gebid het vir die naweek ook. Ons het, ek vertel nou vir Tannie Madel hulle ook, ons het gistermiddag toe ons terugry van die konferensie af, toe bar se band, maar hoe die Here ons beskerm het, is eintlik ongelooflik, want ons het 'n vrou gesien, daar's 'n probleem met ons band, toe ons by die laaste tolhek kom, en soos het ons ry, probeer sy ons afslek, maar nou ken julle ons Afrikaanse harte en skeptisisme. Jy weet, so iets in my sê, nee, is moeilikheid. En op 'n stadium kry sy ons om na stadig genoeg te ry, ons ry agter haar aan, en op so 30 km/h toe bars die band. Maar as ons verder gery het in daai volspoed, sou ons in moeilikheid gewees het. So 'n minuut later sou daai band gegaan het. En toe kom daar 'n man, en soos dat ons nou probeer ry, ons probeer die volgende volstasie maak, en besef ek, die rim is al op die teer en al die dinge. Kom daar 'n man, en hy trek voor ons in, en hy begin reverse. En dit is jou eerste gedagte, jou klein vent, ek is reg vir jou. Ek is reg in die fisiese. Hier stop hy, en hy maak so, wees rustig, en hy maak die boot oop, en dan haal hy 'n pomp uit, met 'n pomp vir 'n kartaier, wat nie sin maak nie. In elk geval, ons band is heeltemal weg, is heeltemal geskeer, en gerip, en so aan, en hierdie ou, nou stop ons maar, en hierdie ou het gereedskap, in sy boot, om tires te change. Dit is wat hy doen. En hy sê dit vir my, maar daar's so baie mense wat al op die pad gestaan het, hy nou maar die goed in sy kar hou. Weet jy, dit is nou deel van wie hy is. So prys die Here daarvoor. En die vrou wat ons toe aftrek, sy het 'n panic button by haar vir die werk. So sy die panic button druk, dan kom daar 'n magdom mense na haar location toe. En die Here het ons so beskerm in die hele proses. En dit was wat vir my ongelooflik was, so dankie vir almal wat saam gebid het. Ek dink so baie keer probeer die vyand steel op subtiele maniere, en dit wat die vyand probeer om ons te verwoes, gebruik die Here vir goed, gebruik die Here om hom te verheerlik. So dis 'n getuienis vir ons, absoluut van hoe die Here opgedaag het, selfs in Kenny en in Wendy van Oryx, ek hoop sy luister vanoggend, of wanneer die video uitkom, maar ons is opgewonde oor wat die Here doen.
Want die oomblik as daar aanvalle van die vyand kom, dan weet ons die Here is besig. Dan weet ons daar's goed wat besig is om te gebeur. En dis dieselfde rede hoekom ek so opgewonde is oor die gemeente, is ons sien, ja, natuurlik 'n klomp teenstand, maar ons sien meer van dit wat die Gees doen op hierdie stadium, as wat die vyand doen. En dit wat die Gees doen, is besig om so baie dinge, so baie fonteine oop te maak, ek wil vir julle sê, hold on to your hat, want die kom 'n klomp goed, en ons is opgewonde in dit wat die Gees doen. So ons gaan vandag 'n bietjie verder gaan in ons reeks ook van die geheime van die koninkryk, en ons praat vandag oor geesvervulde gelowiges, En ek het in die laaste ruk het ek so baie met die Here gepraat oor hierdie tema, ons het dit by die konferensie ook aangebied, maar wat vir my so mooi is van 'n geesvervulde gelowige, dit is die persoon wat stap met die Heilige Gees en amper vanuit die hemel uit iets van die Here kry en dit uitdeel aan almal sodat hulle hom kan sien. Maar hier is die probleem waarmee ons sit. So ons glo dat ons 'n Handelinge kerk is. Ons glo dat die Here besig is om 'n klomp Handelinge tipe kerke op te rig reg oor die wêreld, reg oor die land, maar ook in Delmas. Maar die probleem waarmee ons sit is dat baie gelowiges tot bekering kom en dan stop. Baie ouens steek hulle hand op in 'n altarkol, maar hulle raak nooit 'n disipel nie. Hulle steek hulle hand op in 'n altarkol, en ons gaan dit later ook doen, om te sê, Here, ek gee my hart vir U, ek gee my lewe vir U, maar dan stop hulle daar. Hulle word nooit 'n disipel nie, raak nooit volwasse in die Gees nie, en hulle raak nooit gevul met die Heilige Gees nie. En dis hoekom vanoggend so belangrik is, want ons het nodig om 'n kerk te sien waar ons gevul is met die Heilige Gees, en op daai manier gaan ons mense in die koninkryk inbring. So ons lees van hierdie mooi verhaal in Handelinge 19. So in Handelinge 19 is Paulus op pad na hierdie groep gelowiges in Efese. Dan kom hy by hulle aan en hy vra vir hulle, maar ken julle die Heilige Gees? En hierdie ouens wat in die Handelinge tyd leef, wat kon sien hoe mense fisies uit die dood uit opgewek word, hulle sê dan, maar ons ken nie hierdie Gees nie. Ons ken nie die Heilige Gees nie, maar hier is die ding, hulle was alreeds gelowiges. Hulle het Jesus geken. Hulle het saam met hom gestap, maar hulle sê toe, Paulus sê toe vir hulle, maar julle is net gedoop met die doop van Johannes, en nie met die doop van Jesus Christus nie. So hulle word toe gedoop, en dan gebeur hierdie ding. Hulle is gelowiges, maar hulle ken nie die Heilige Gees nie. Dan gebeur hierdie. Handelinge 19, kom ons lees saam. Handelinge 19 vers 6 tot 7. Paulus het hulle ook die hande opgelê, toe die Heilige Gees op hulle gekom, en hulle het ongewone tale of klanke gebruik, en hulle het geprofeteer. Hulle was altesaam omtrent 12. So hier is die 12 mense, hulle ken nie die Heilige Gees nie, maar hulle ken Jesus. Baie kommentaare sê dat hulle waarskynlik al reeds gevul was met die Gees, maar dit nie geweet het nie. Ander vertaling sê dat hulle Jesus geken het, maar nooit klem gelê het op die werking van die Heilige Gees nie. Maar hier is die ding wat baie keer met ons ook gebeur. Baie keer is ons hierdie gelowige wat opgewonde is wanneer ons die Here leer ken, maar ons gaan nooit dieper nie. Ons soek nooit meer openbaring nie. Ons soek nooit meer van die invulling van die Gees nie. En onthou net hierdie, wanneer jy tot bekering kom, ontvang jy die Heilige Gees. Jy het hom, hy is daar. Maar baie keer leef ons onder die invloed van die Heilige Gees. Met ander woorde, ek word gelei deur hom, ek word vertroos deur hom, maar ek leef nie onder die invulling van die Heilige Gees nie. So daar's 'n verskil tussen die invloed van die Gees en die invulling van die Gees. So die invloed van die Gees is alles van buite. Hy troos my, hy hou my vas, hy lei my, en is ongelooflik, maar die invulling van die Gees is 'n ding wat van binne af gebeur. Ons gaan nou praat oor hoe dit gebeur, maar wat die krag van God en die openbaring van Jesus Christus aan die hele wêreld gee. Wat baie keer gebeur, daar's die mooi storie wat dit verduidelik. Wat baie keer gebeur, so wanneer ek tot bekering kom, is dit amper asof ek hierdie huis koop in die Gees. 'n Huis koop in die Gees. As jy al ooit 'n huis gekoop het, dis nag. Gewoonlik die ou wat voor jou daar was, het al die goedjies gaan toeverf. En die eerste reën, dan loop daai water so teen die mure af. Maar hier's wat gebeur, die oomblik as ek tot bekering kom, is dit asof ek 'n huis koop in die Gees.
Maar baie keer wat gebeur is, ek kry hierdie huis in die gees, en ons mooi meubels en 'n klomp plekke, ek het al reeds 'n groot deel van die karakter van Jesus, ek trek 'n groot deel van die wese van Christus aan, ons al hierdie goed in my huis, maar terselfdertyd, wanneer ek tot bekering kom, is daar nog steeds dalk 'n plakker of 2 in sekere van die kamers in my huis. So met ander woorde, baie van ons sit met sekere patrone in ons lewe, sekere sondige begeertes, sekere goed in ons hart, wat nie van God af is nie. En daai goed bly nog steeds in sekere kamers in ons geestelike huis. En dan kom die Heilige Gees, en wanneer ons tot bekering kom, wil hy in ons intrek. Maar wat begin gebeur? Of hy trek net in sekere kamers in, want ek gee nie vir hom daai deel nie, want ek wil nie laat gaan nie, want daar's 'n plakker, en ek hou eintlik van hierdie ou. Of hy staan by die hek, en hy sê, wow, ek gaan jou lei, en ek wil daar wees, en jy het my, maar ek het nog nie jou nie. Baie keer het ons die Heilige Gees, maar hy het nog nie ons nie. Ons laat hom nie toe in elke kamer van ons hart nie. En dan verstaan ons nie, hoekom ons nie die volheid van die Gees in ons lewe sien nie. Daar is soveel meer van die Gees beskikbaar as wat ons besef. Maar ons kry nie sy volheid nie, want ons het die plakkers wat nog in sekere kamers van ons harte en ons lewe bly. En die oomblik as ons van daai goed ontslaa raak, dan begin ons al hoe meer van die Gees beleef, al hoe meer van dit wat hy op aarde wil doen. So hier is die belofte wat hy gee. Handelinge 1 vers 8. Hy sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal, dis die belofte, my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Die probleem is, baie van ons het die Gees ontvang, maar die Gees het nie ons ontvang nie. So met ander woorde, ek kan nie 'n volle getuie wees van Jesus Christus, waarin in Jerusalem, in Judea en Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld nie, want al manier hoe ek 'n getuie kan wees van Jesus Christus, is deur die Heilige Gees, die krag van die Heilige Gees. Ek sal nooit vergeet nie, 'n hele paar jaar terug, is daar 'n tannie wat ons te kom en sy sê, hoorie, ek het hierdie amazing beskuit. Nou as jy my ken, ek is 'n ou, kyk, enige volwasse gelowige is iemand wat hou van eet. Nee. Amen. Maar die Bybel sê die disippels baie keer by mekaar gekom en geëet. Ek wil, daar is dit 'n grap. Maar wat vir my so mooi is, en die tannie kom na ons en sê, hoorie, ek het hierdie beskuit. En kyk, my hart begin bokspring. Nou raak ek opgewonde. En sy stuur vir my haar adres op 'n pin location. En op pad soontoe, nou weet ek min of meer in wat se buurt dit is. Maar dit is 'n redelike groot buurt. Op pad soontoe, gaan my foon af. En nou het die tannie gesê, jy moet binne hierdie halfuur kom, anders moet ek die beskuit weggee. Ek dink, Here, help my. En dan begin ek met die Gees praat. Ek sê, Here, wys vir my, waarheen ek moet ry. En al wat ek ervaar, gaan links, gaan regs, gaan reguit. Ek kry net die gedagtes. Dan praat ek met die Here. Daar kom nie 'n stem uit die hemel uit nie. Daar kom net die gedagte. Gaan links, gaan regs, gaan daartoe. En op 'n stadium ry ek en dink ek, joh, Here, nou weet ek nie meer wat se kant toe nie. En ek besluit, kom ek stop maar net hier, anders gaan ek hier moet wag tot die polisie my kom haal. En toe ek so opkyk, staan die tannie reg langs my met haar beskuit. Toe die Gees my al die pad gevat tot voor haar huis. En dit was vir die mooiste oomblik, want ek het nog nooit dit in my lewe beleef nie, nog nooit weer nie. Maar in daai oomblik, toe ek daai getuienis vir hierdie tannie begin vertel, begin sy skielik oopmaak, begin haar huis skielik vir ons oopgaan. Later het ons meer beskuit by haar gaan koop ook. Maar dat iets gebeur in daai oomblik waar die Gees my gevat het vanaf, jy is verlore, nou jy is gevind. En ek dink so baie keer besef ons nie, dis selfs in die klein goed, waar die Gees ons wil gebruik om 'n getuie te raak vir hom, sodat iemand anders hom kan raak sien. Maar ons mis daai getuienis wanneer ek nie saam met die Gees beweeg nie, want as iets skeefloop, wat gebeur? Ek raak paniekerig, ek raak angstig en ek wonder, maar Here, hoe gaan ek uitkom by daai plek waar U wil hê ek moet wees?
Wat is waar die Gees kan inkom? Of het selfs met 'n strategie en 'n besigheid is, of het is met 'n plan vir jou huwelik, of het is met die regte keuse vir 'n skool, maar net so om hande op die siekes te lê, net so om bose geeste uit mense uit te dryf, net so om die dooies uit die dood uit op te wek. Sien, ons kan nie disippels maak, ons kan nie getuies wees sonder die Heilige Gees nie. Selfs iets soos die vrug van die Gees. Ons lees gou die vrug van die Gees. Galasiërs 5 vers 22 tot 23. Dit sê, julle sal, die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Wat vir my mooi is van dit, ons kan nie eens in die vrug van die Gees leef, as dit nie vir die Heilige Gees is nie. Want as jy byvoorbeeld vriendelikheid vat, vriendelikheid self, en ons het dit al gesê, laat iemand net dink, jy is nice. Want hy het nou advertentie, a cup of tea is nice. Beteken nie, waar koppie thee is 'n getuienis van Jesus nie. Om vriendelik te wees met iemand is mooi en is goed en ons kan dit oefen, maar as ons dit sonder die Heilige Gees doen, dan dink iemand ons is nice. En nice maak nie disippels nie. Nice is nie 'n getuie van Jesus Christus nie, maar die oomblik as die Gees saam met die vriendelikheid kom, en die Gees is die inspirasie vir daai vriendelikheid, wat begin gebeur? Ek word 'n kragtige getuie van Jesus Christus. Is dieselfde met iets soos geduld. Kyk, ons Afrikaanse mense, geduld is ons middelnaam. As iemand voor jou inry, ag, Jesus prys hulle, ons dankie. Ons doen nie goed soos die 5voudige bediening, vuis van genade, plakkie van hoop, ons doen nie daai goed nie. Maar wat gebeur, as ek skielik geduldig is, met 'n werknemer? Wat gebeur as ek skielik geduldig is, met my man of my vrou, as hulle dit nie verdien nie? Ek word 'n getuie van Jesus Christus. En dis die invulling van die Heilige Gees. Ek word 'n kragtige getuie, 'n kragtige getuie. So wat is die doel van die Heilige Gees? Johannes 14:26 sê hierdie. Dit sê, en wanneer die raadgewer, Johannes 14:26, kom ons lees gou saam. Ek dink hy is daar op. Daar is hy. En wanneer die raadgewer, die Heilige Gees, kom wat die Vader in my naam sal stuur, sal hy julle in alle opsigte onderrig en julle ook herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. So die doel van die vrug en die gawes van die Gees is altyd om ons te herinner aan alles wat Jesus vir ons gesê het. So die doel van die Heilige Gees op aarde, in die eerste plek, is om 'n getuie te wees van Jesus Christus. En wanneer ek en jy beweeg, en ons is Gees vervuld, ons leef nie net onder die invloed van die Gees nie, maar ons is vervul met die Heilige Gees, raak ons hierdie getuie van Jesus Christus. Dit beteken, elke woord, elke aksie, elke tree wat ek gee, drup van die salwing van die Gees, en trek mense nader aan Jesus. So, hoe meet ek of ek gevul is met die Gees? Is my lewe, is my woorde, is my dade, is selfs die kos wat ek maak by 'n rugbywedstryd, is dit besig om mense nader te trek aan Jesus, of is dit besig om hulle weg te stoot? En ek dink so baie keer besef ons nie, hoe skerp ons tonge geraak het, omdat ons gees stomp geword het nie. Hoe skerp sekere dinge in ons lewe geraak het, omdat ons gees nie meer in lyn is met die Gees van God nie. Maar die geesvervulde persoon trek altyd mense nader aan Jesus, nader aan Jesus. Sien, die uitstaande hoofstuk van die geesvervulde persoon is Efesiërs 5. So in Efesiërs 5 lees ons hierdie, kom ons lees gesaam, Efesiërs 5 vers 18. Hy sê, moet julle nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard nie, laat die Gees julle vervul. En die woordjie vir vervul beteken nie, dit beteken nie, en dit is vir my so mooi, om gemeubileer te word. Jy het dit geweet? Soos 'n huis wat vol gemaak word. Elke kamer van jou hart, elke kamer van jou wese, elke kamer van jou gesin se lewe word vol gemaak met die Heilige Gees. Dan om gevul te word deur 'n vloed. Ek wil vir jou sê, as die Gees oor jou kom en vul jou in 'n oomblik, wat gebeur? Elke liewe deel wat nie van hom af is nie, word uitgespoel soos met 'n vloed. Ons het in die jaar 2000 het ons hierdie vloed gehad in Messina daai tyd. En ek sal nooit vergeet nie, ek was 'n skolierpatrollie. Skolierpatrollie, Piet. En
En kyk, as jy jonk is jy ook maar lekker stupid. En op 'n stadium nou, is hierdie klomp water besig om af te kom, en ons boomstompe en glasstukke, en ons huise wat weggespoel het daai tyd. En ons besluit as 'n skolierpatrollie, om in die stormwatersloot te staan, want dit is lekker koud. Staan ons in ons sloot. Maar in die volgende oomblik, ek sal nooit vergeet nie, kom daar 'n boom af. Nou sien jy klein Laatiesberg klim. Ons hardloop uit. Nou in die hardloop huil ons, en ons skree, en ons trane, en al die goed. En ek sal nooit vergeet nie, my pa kom toe na skool toe nadat hy hoor van die hele incident. En hy vra vir my hierdie, hy vra eers vir my, is jy okay? Ek sê, ja pa. Hy sê, nou, hoekom het jy dit gedoen? Wat gebeur as die gees soos 'n vloed kom? Hy spoel alles weg, alle sondige begeertes, alle vleeslike dinge wat nie van hom af is nie. Dan ook, om tot op kapasiteit volgemaak te word, totdat jy oorloop. Die geesvervulde persoon loop van nature oor met iets van die gees, iets van die waarheid, iets van die woord. Ek het byvoorbeeld, toe ons seentjies gebore is, ek is een van die papas, die oomblik as my seun iets doen, moet almal weet. So ons het hierdie broadcast groepie gemaak vir die geboortes, en dan stuur ons uit, maar dan add ek sommer iemand wat ek 10 jaar laas mee gepraat het. Ek wil jy moet weet, ons het 'n baba. En so 6 weke later wil ek eintlik stuur help. Maar was vir so lekker. Dit was vir my so natuurlik om te praat en trots te wees en te sê, maar kyk my kind. Kyk my kind. Ek dink baie keer voel ons het nodig om onsself te forceer om 'n getuie te wees van Jesus. Ons het nodig om onsself te forceer om te bid vir iemand. Maar die geesvervulde persoon gaan van nature oorloop, en soos in daai oomblik waar jy sê, kyk my kind, gaan jy nie kan ophou praat en ophou getuig en ophou bid nie. Jy kan nie anders nie, want die gees dring jou. Hoekom? Want ons is te klein om die Heilige Gees in ons te hou vir onsself. Ons is te klein om die volheid van die gees hier binne vas te vang. So as jy gees vervuld is, gaan jy besef, maar kan nie anders nie, ek moet iets sê. Ek moet praat as daar ongeregtigheid is, ek moet profeteer, sodat iemand se lewe kan verander. Die geesvervulde persoon loop oor. Saam met dit, om geesvervuld te wees, beteken is 'n herhaalde aksie. So met ander woorde, ek moet die heeltyd myself weer laat vul, en weer laat vul, en weer laat vul. Ons dink baie keer as ek geesvervuld is eenmalig. Maar ek het nodig om weer gevul te word met die gees, en weer gevul te word. So, ek dink, baie van ons vra, ons het al baie die vraag gekry, hoe vul ek myself met die gees? Voorbeeld sien ons in Handelinge 19, deur handeoplegging. Die ander voorbeeld kry ons in Handelinge 2. In Handelinge 2, waar die disippels in die bovertrek by mekaar is, en hulle bid vir 10 dae lank, en ewe skielik word die gees spontaan uitgestort. En in daai oomblik ontvang hulle die gees, en hulle begin in ander tale praat. Soos deur handeoplegging of spontaan, maar die lyn wat deur albei hardloop is gebed. Die lyn wat deur albei hardloop is gebed. Sien, ons kan nie gevul word met die gees as ons nie praat met die Vader nie. Ons kan nie gevul word met die gees as jy nooit op 'n plek kom waar jy sê, maar Here, ek sukkel. Ek het nodig dat jy nou met my praat nie, of die Heilige Gees kom raak my aan. Ek word gevul met die gees wanneer ek tyd op my knieë spandeer. Die geesvervulde persoon is 'n persoon wat bid. Die geesvervulde persoon is 'n persoon wat honger is. Met ander woorde, ek kan nooit genoeg kry van hom nie. So ek gaan bid en bid en bid, totdat ek meer kry en meer kry en meer kry en weer gevul word en meer gevul word. Nou kan ons gaan na een van die laaste slides, Handelinge 4:31. Op 'n stadium is Petrus gaan hulle onder 'n klomp vervolging deur. En hulle geestelike tank raak bietjie leeg. Baie van ons se geestelike tank raak leeg, want die wêreld kom trek by jou. Daar's goed wat trek vrede en vreugde
en die werking van die Gees, en al oor die dinge. En hoe minder ons by die Here uitkom op ons knieë, hoe meer gaan daarin jou leeg trek, totdat jy niks oor het nie. Dan voel ek leeg, en ek voel ek kan nie bid vir mense nie, en ek voel ek kan nie praat vir mense nie, en het voel vir my asof ek dood is binne, want ek hoor niks nie. Maar jy is so leeg getrek, as gevolg van lewe. Jy is so leeg getrek, want jy maak nie meer vol nie. Dit is dieselfde wat met Petrus hulle gebeur het. Hulle was so leeg getrek as gevolg van hierdie konstante oorlog, dat hulle toe gaan saam bid het, en kyk wat gebeur, Handelinge 4:31, en toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees. Hulle het klaar die Gees ontvang, hulle word weer gevul, hulle het 'n top-up nodig, en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. So hulle het saam gebid, en die mure van die plek het geskit. En hulle was weer gevul met die Gees. Sien, wat gebeur as ek gaan bid en ek vra, Here, vul my weer, maak my weer vol, Here, van die kroontjie van my kop tot die punte van my tone. Wat gebeur as ek vir hom vra, maak my weer vol, is selfs die mure rondom begin skud. Selfs die vestinge en die mure van Jericho wat in my lewe is, of in ons dorp is, of in ons land is, al die dinge begin skud. Hoekom? Want die Gees van God is hier. En waar die Gees van God is wat? Vryheid. Baie keer het ons of mense rondom ons hierdie mure opgebou. En daai mure is as gevolg van trauma, is as gevolg van verwerping, is as gevolg van vrees en al die dinge. Wat die Gees van God, hy breek die juk, hy skud die mure, hy breek die Jerichos wat alreeds gebou is af. Maar dit kan net gebeur as ons geesvervuld leef. As ek hande op mense lê vir 'n siekte, en ek het nie die Heilige Gees in my nie, gaan daar niks gebeur nie, want dit is net mooi woorde. Maar wanneer ek vervul is met die Heilige Gees, en ek bid in die naam van Jesus, wat begin gebeur? Die Gees tree in, en hy kom breek die mure. Ons het nodig om 'n geesvervulde gemeente te wees, wat konstant weer vol raak, en vol raak, en vol raak. Hoekom? Sodat die vestinge, en die leuns, en al die goed wat in ons dorp is, dat het verder gebreek kan word. Ek wil vir jou sê, die Here is besig in Delmas. Ons het die naweek gesien, Pieter en ek wil jou regtig eer. Pieter het 'n klomp van ons liedere het hy online gesit, en ons het van daai liedere die naweek gesing. En daar is 'n anointing op dit. Daar's 'n salwing op dit. Ons is dalk nie nou die grootste gemeente nie, maar ons het 'n groot impak in die Gees. En ek wil vir jou sê, dit gaan al hoe groter raak, maar ons het nodig om geesvervuld te bly. Hoe onderhou ek dit? Ons gaan na Galasiërs toe, 'n laaste ding. Ons gaan na Galasiërs toe. Dankie Anne. Jy help my so mooi vanoggend. Galasiërs 5:16 sê hierdie. Wat ek bedoel is dit, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit soeg vir die begeertes van julle sondige natuur nie. Hoe onderhou ek die vervulling of invulling van die Gees? Ek maak seker, ek leef onderhewig aan die Gees. Die Engels sê to keep in step with the Spirit. As hy sê stap, dan stap ek. As hy sê draai, dan draai ek. As hy sê bid, dan bid ek. En ek laat nie toe, dat vleeslike begeertes in my inkom, en my wegtrek van dit wat hy wil doen nie. Almal van ons het ergens al die Here se stem gehoor. Maar ons besef dit nie, want ons reageer nie altyd daarop nie. Die Gees reageer op gehoorsaamheid. As ek gehoorsaam is aan sy woord, daag hy op, en hy breek mure, en hy breek vestinge, en hy breek leuns, en hy breek hierdie dinge wat in ons harte gebou is, en hy breek daai kamers oop waar daar plakkers is in ons lewe. En hy kom neem oor, soos 'n vloed. Soos 'n vloed. Weer sê, even so 'n bietjie agtergrond speel. Asseblief. Ons het regtig 'n groot verwagting. Almal van ons, Handelinge 2:38 sê, wanneer jy tot bekering kom, ontvang jy die Heilige Gees. My vraag is vanoggend nie, het jy die Heilige Gees ontvang nie, my vraag is nie,
leef jy onder die invloed van die Gees nie, maar leef jy onder die invulling van die Gees. Word jy konstant weer gevul en gevul en gevul. Ons lees van Jesus self wat gesalf was met die Gees in Handelinge 10:38 sê dit, hy was gesalf met die Gees om goed te doen en om hulle gesond te maak, wat onder die mag van die vyand was. Hy was gesalf met die Gees. Wat beteken dit? Dit beteken, die Gees was so oor hom, dat hy in elke liewe selletjie van sy wese ingetrek het. Elke liewe deel van hom het getuig. Elke liewe deel van hom het gesond gemaak. Elke liewe deel van hom het iets van die troonkamer van die Vader openbaar. Ons wil volgende bid vir die invulling van die Gees. Dat ons sal leef as geesvervulde, volwasse gelowiges. Maar saam met dit, dat ons sal leef onder die salwing van die Gees. Sodat wanneer ons praat, dat het sal wees as daar soos Jesaja, 'n koeltjie, 'n vuurkoeltjie op ons tong was, wat het gesuiwer het en gereinig het, sodat mense Jesus sal hoor. Ek gaan bid dat ons gesalf word met die Gees, sodat ons hande, wanneer ons selfs 'n hand skud met iemand, of ons verby iemand loop, en ons skade weer op hulle val, dat het sal wees soos met Petrus hulle, en hulle gesond sal word en sal vra, maar wat is hierdie wat op jou is? Wel, dis die Heilige Gees. Dis die Heilige Gees. En jy kan nie ophou getuig nie, want jy loop oor, en loop oor, en loop oor. Ek gaan bid dat ons gesalf word en ingevul word met die Gees, sodat wanneer ons in Pick n Pay loop, dat ons ore sal luister, soos Amos 3:7 sê, ek openbaar aan die Geesvervulde my geheime, dat ons sal luister, maar wat is die geheim wat die Here vandag hier, wie wil hy vandag aanraak? Ek gaan bid dat ons gesalf word met die Gees, dat ons die boldness sal hê, om ander te bedien, sodat hulle Jesus sal sien. Ons gaan die Here vertrou daarvoor. En ek gaan dieselfde bid vir ons kinders. Ons dink baie keer dat ons kinders 'n kleiner weergawe van die Gees het. Daar is nie 'n klein Heilige Gees en 'n groot Heilige Gees nie. Jy kry nie meer van die Gees na belydenis aflegging nie. Jy het sy volheid. Maar ons het nodig om daarin te beweeg. So kan ek vra, kan ons almal dalk saam staan? Kan ons almal saam staan? Baie van ons was op 'n stadium baie gevul met die Gees. Baie van ons was op 'n stadium iemand wat geleef het onder die volle invulling. Ons het ergens iets van dit begin verloor. Want lewe het gebeur, tyd het verbygegaan en jy is leeggetrek. Die tyd is weer hier vir ons om as Christene te sê, vir ons om as Christene weer so vol te raak, dat mense na ons kyk en ons Jesus raak sien. Die tyd is hier vir ons om weer in die salwing van die Gees te stap, in die invulling van die Gees, al maak het jou ongemaklik. Al moet jy na 'n lijksaak toe ry en jy weet nie wat om te doen nie. Ons het nie nodig om alles uitgewerk te hê nie, want die Gees is altyd reg om te bedien. Baie van ons het dit verloor langs die pad. Maar wat sê die woord vir ons? Dit sê die gawes en die roeping van die Gees is onherroepelik. Met ander woorde, jy kan dit nie verloor nie. Al het jy lanklaas daarin gestap, kan jy dit nie verloor nie. So vandag gaan ons bid dat die Here daai weer aktiveer wat so diep in jou hart lê, wat jy lankal voor begeer. Ons gaan bid dat die Here jou invul met die Gees, jou weer vervul. Maar saam met dit gaan ons bid dat daai ding wat op jou hart is, in jou gedagtes, dat jy hoop in jou hande is, dat het vandag geactiveer sal word. Van ons roeping is om een persoon in ons familie tot bekering te bring. Een persoon, want dit gaan 'n generasie verander.
Van ons roeping is dalk om 'n bediening te begin in die dorp. Van ons roeping is om 'n werk te begin waar ons mense intrek wat ongelowig is, sodat hulle Jesus kan leer ken. Maar almal van ons roeping is om disippels te maak. En daarvoor het ons die Heilige Gees nodig. So ek wil jou aanmoedig hierna, ek wil jou aanmoedig om by die Gees te gaan sit en vir hom te vra om vir jou 'n naam te gee. Een naam. En ongeag hoe vreemd dit is, ek vra om dan daai naam te vat, oor daai naam te gaan bid, en vir die Here te vra, wat hy aan daai persoon wil doen, of wat hy hom wil openbaar, of al wil openbaar. En kom ons gaan bedien hulle met die Gees. Ons gaan die Here daarvoor vertrou. So, kom ons bid saam. Ek wil vra, terwyl almal se oë toe is, ons gaan sommer 'n klomp in een doen. As jy vanoggend voel, ek het nodig om terug te kom na die Here toe, weer 'n oomblik van bekering te hê. Ek vra dat jy jou hande sommer net uitsteek na die hemel toe, maar net so. As jy vanoggend sê, ek het nodig om weer gevul te word met die Gees, of weet jy, I just need a top up this morning. Ek het net weer so 'n bietjie meer nodig. Gaan ek vra dat jy net jou hande oplig, dit hoef nie hoog te wees nie, lig net jou hande op. As jy vanoggend gevul wil word met die Heilige Gees, en ek wil hê jy moet daai beeld sien in jou gedagtes, hoe die sluise van die hemel oopmaak, en hoe sy lewende water uitgestort word, en hoe jy drink van die Gees, en drink van die Gees, en drink van die Gees, en meer van hom neem. So Vader, dankie vir hierdie oggend. Dankie dat U hier is, Here, dankie dat ons as geesvervulde kerk kan opstaan vir U koninkryk. Dankie dat ons getuies kan wees daar buite van wie U is. En ons vra vanoggend, Here, soos dat ons hande oplig na U of uitsteek na U, of selfs dit in ons gedagtes te doen, vra ek, Here, dat U nou die sluise van die hemel sal oopmaak en stort U Gees oor ons uit. Kom vul ons weer, Here. Kom vul ons van kop tot toon, Heilige Gees. Kom vul ons van kop tot toon, sodat die Jerigo mure rondom ons sal bewe, sodat vesting sal val en leuns by die wortel uitgetrek sal word. Here, vul ons met die Gees vanoggend, sodat ons getuies van U kan wees en disippels kan maak van U wat vashou en sê, maar hierdie Jesus het alles verander. Jesus, kom vul ons nou met die Gees. So ek wil jy daar waar jy staan, sien dit in jou gedagtes. Hoe jy drink van daai lewende water van die Gees. En ek wil vra dat as enigiemand is wat vanoggend 'n begeerte het om of in tale te bid, of vir mense bid vir genesing, of te profeteer, of woorde van wysheid, of woorde van kennis. Hier as enigiemand daai begeerte het, vra ek, Heilige Gees, kom aktiveer dit nou. Kom bring dit uit. En dankie daarvoor, Heilige Gees. Here, ons is so honger en dors na U. Geef vir ons meer. Here, kom salf ons ook in die Gees, sodat ons soos U kan stap, Here, en vryheid bring vir hulle wat in armoede is, vir hulle wat vasgevang is in 'n tronk van die vyand. Dankie, Heilige Gees, vir die invulling en die salwing vanoggend. Ons is so lief. Maak ons 'n kragtige getuie vir U. And thank you for that, Holy Spirit. Ons is so lief, ons is so lief, ons is so lief. En ons wil vra dat U elkeen van ons vanoggend sal gebruik om in hierdie week iemand aan te raak, iemand te bedien. Dalk sal iemand by die werk, dalk sal iemand in ons huis, iemand in ons gesin, in ons familie, in die straat, waar ook al hulle is. Gebruik ons om vir hulle 'n woord te bring. Gebruik ons om vir hulle te bid. Gebruik ons om selfs hulle dooie gees op te wek. En dankie daarvoor, Here. Jy is 'n goeie God. Ons is so lief. En ons sê saam, amen. Kan ons vir die Here net 'n groot applaus gee vanoggend? Come on, Heilige Gees. Thank you, Jesus. Kom ons aanbid die laaste keer. Ons aanbid die laaste keer, dan gaan ek vir ons die seën uitspreek.
Find me here, Lord, as you draw me near, desperate for you, desperate for you. I surrender, I surrender, I surrender. His mercy and grace unfolds. I hunger and thirst. I hunger and thirst. Arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now. Yes, speak to me now. I surrender, I surrender. Yes, I want to know you more. I want to know you more. I surrender, I surrender. I want to know you more. I want to know you more. Like a rushing wind, Jesus, breathe in. Lord, have your way. Yes, Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. I surrender, I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender, I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender, 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 I surrender. Ek wil jou uitnooi na die tyd, as jy vandag gebed nodig het, om net te bly sit, en iemand van die bedieningsspan sal na die tyd ook saam met jou kom bid. Dan wil ek jou ook uitnooi om na die tyd saam met ons te gaan kuier hier agter. Daar is koningskinders, maar daar is so lekker brood en koffie en so aan, en daar is popcorn vir die kinders, so kom kuier na die tyd saam met ons. En mag die Here jou seën in hierdie week, so ontvang die seën van die Here. Mag die Here jou seën. Mag hy sy aangesig oor jou laat skyn. Mag jy geesvervuld leef en die koninkryk bou. En mag jy sy vrede beleef. Amen. Dankie dat jy hier was vanoggend. Dankie dat jy ons seën. Mag jy 'n goeie week verder hê. Here I am, down on my knees again, surrendering all, surrendering all. Find me, Lord, as you draw me
surrender, yes, I surrender.